Hallo almal, is julle reg om daai breinspiere 'n bietjie te rek vir die groot NWT-eksamen? Vandag gaan ons saam 'n paar belangrike vrae oefen om seker te maak julle is heeltemal voorberei. Goed, kom ons spring sommer dadelik weg. Dink hieraan soos 'n lekker, prettige spelletjie. Dis 'n goeie kans om te sien wat jy al reeds weet en waar ons dalk net 'n klein bietjie meer moet kyk. Onthou, oefening maak die meester. Ons begin met ons heel eerste deel. Hier gaan ons kyk na roumateriale of soos ons ook sê, grondstowwe. En ons gaan 'n bietjie praat oor hoekom en hoe ons dit verwerk om allerhande nuwe en nuttige dinge te maak. So, is julle reg vir die eerste vraag? Hier kom hy. Vraag nommer 1. Wat is roumateriale of grondstowwe? Dink vir 'n oomblik mooi daaroor. Het jy 'n antwoord? Wel, rou materiale is daardie goed wat ons sommer net so in die natuur kry, voordat ons enigiets daarmee gedoen het. Dink byvoorbeeld aan sand of klei of selfs olie. As jy dit reg gekry het, wel gedaan, fantasties. Goed, volgende een. Dis 'n woord wat ons baie gebruik. Wat beteken dit as ons sê ons kombineer materiale? Wat gebeur dan? Kom ons kyk. Presies. Dit beteken ons voeg verskillende stowwe bymekaar. Ons meng dit. En die coolste deel, die nuwe ding wat ons maak, het heeltemal nuwe eienskappe. Dis amper so stawerkuns. So maak ons dinge soos beton of selfs 'n lekker koek. Hier is nog so 'n belangrike wetenskapwoord. Wat beteken stol? Jy het dit seker al gehoor as iemand sê die jelly moet eers in die yskas stol. So, wat beteken dit? Jep, dit beteken doeteenvoudig dat iets hard word soos dit afkoel of droog word. 'n Baie goeie voorbeeld is sement. Wanneer dit nat is, kan jy dit in enige vorm gooi, maar sodra dit stol, wow, dan is dit kliphard. Goed, nou moet julle 'n bietjie dieper dink. Hoekom? Hoekom sal ons nou eintlik die moeite doen om hierdie rou materiale te verwerk? Probeer dink aan so 2 goeie redes. Kyk daar is sommer 'n hele klomp redes. Ons verwerk goed om dit sterker te maak of meer duursaam sodat dit langer hou. Of dalk waterdig, of selfs net mooier. As jy enige 2 van hierdie kon noem, is jy 'n absolute ster. Pykwerk. Kom ons kyk nou na 'n baie ou en slim manier om goed sterker te maak. Die vraag is, wat is weef? Dis reg. As jy weef, dan vat jy plantvesels en kruis hulle oor en onder mekaar. Eers horisontaal en dan vertikaal. Dink aan hoe 'n mandjie gemaak word. Daai patroon maak die hele ding super sterk. Dis 'n regtig slim tegniek wat mense al vir eeue gebruik. En die laaste vraagie vir hierdie deel, dit klink amper soos weef, maar dis iets anders. Wat is vleg? Mooi so, om te vleg is wanneer jy gewoonlik 3 stringe vat en hulle in 'n spesifieke patroon om mekaar draai. Dink maar net hoe jy hare vleg. So maak jy byvoorbeeld 'n sterk tou. En net so het jy die eerste deel van ons oefening voltooi. Wel gedaan. Julle doen fantasties. Is jy gereed vir die volgende ronde? Kom ons beweeg nou aan na 'n paar spesifieke produkte wat van nie-metale gemaak word. Hier gaan ons. Eina, hooplik het dit nog nie met jou gebeur nie, maar as jy al ooit 'n been of 'n arm gebreek het, sal jy hierdie een dadelik weet. Watter spesiale materiaal word gebruik om 'n gebreekte been stil te hou sodat dit kan gesond word? Natuurlik. Dis gips. Die wonderlike ding van gips is dat dit eers sag is wanneer dit nat is, sodat die dokter dit perfek om jou arm kan vorm. En dan word dit kliphard soos dit droog word en dit bied die perfekte, sterk ondersteuning. Ons het vroeër aan hierdie een geraak. Beton is oral om ons, in geboue en sypaadjies. Maar wat is die resep vir hierdie supersterk materiaal? Die antwoord is 'n mengsel van 4 dinge. Sement, water, grys, dis daai klein klippies, en sand. Wanneer jy hierdie 4 saammeng, kry jy 'n chemiese reaksie wat een van die sterkste boumateriale op aarde maak. Dink nou aan 'n koffiebeker of 'n teel in die badkamer. Dis voorbeelde van keramiek. Kan jy aan net een eienskap van keramiek dink? Kyk net daar. Keramiek is hard, dit hou lank, dis waterdig en is vuurbestand. Sjoe, as jy enige een van daardie genoem het, het jy die spyker op die kop geslaan. Ons is mal oor glas, want ons kan daardeur sien, nê? Maar dit het een groot swakplek. Wat is 'n nadeel of 'n baie belangrike eienskap van glas? Ja, presies. Die wetenskaplike woord wat ons gebruik is bros. En dit beteken maar net dat al is dit hard, breek dit ongelooflik maklik. Een stampie en kedoef, dis in 1000 stukkies. Hierdie een is baie belangrik, want plastiek is letterlik oral.
Maar waar kom dit oorspronklik vandaan? Wat is die rou materiaal? Die antwoord is olie. Ja, regtig. Daai selfde natuurlike hulpbron diep onder die grond wat ons gebruik om petrol vir karre te maak, word ook gebruik om plastiek te vervaardig. Nogal interessant, né? Dink aan die buitekant van 'n televisie, 'n selfoon of 'n haardoor. Dis amper altyd van plastiek gemaak. Hoekom is plastiek so 'n goeie keuse vir daardie werk? Wel, dis omdat plastiek 'n insuleerder is. Dit beteken elektrisiteit kan nie daardeur beweeg nie. Dit beskerm ons dus teen al die elektriese dele wat binne aangaan en dit keer dat ons skok. Dis 'n superbelangrike veiligheidsrede. Goed, ons is by die heel laaste vraag. Is julle reg? Ons gebruik dit om ons mure en kunswerke mooi kleure te gee. Maar waaruit bestaan verf eintlik? En daar het jy dit. Verf bestaan uit olie en pigment. Die olie help dit om lekker te smeer en vas te sit en die pigment is 'n fyn poeier wat vir die verf sy spesifieke kleur gee, of dit nou rooi, blou of geel is. En dit was dit. Jy het deur al die vrae gewerk. Fantastiese werk almal. Ek hoop hierdie vinnige oefensessie het jou gehelp om 'n paar belangrike goed te onthou. Julle kan julleself 'n groot skouerklop gee. En voor ek groet, los ek jou met hierdie laaste uitdaging. Kyk nou 'n bietjie om jou, in jou kamer of in die klaskamer. Wat in ander verwerkte produkte wat van rou materiale gemaak is, kan jy alles sien. Probeer hulle raak sien. Dis die beste manier om te oefen. Baie sterkte met die eksamen en hou aan leer.